om hulle weer te sien, maar ek het so 'n pel wat ek elke keer mee connect, hy is eintlik een van my beste pelle. Maar hy is nou een van die ouens wat, as jy 'n fout maak, hy gaan 'n nota maak, regtig, hy maak 'n nota op sy foon, hy onthou dit en wanneer hy jou weer sien, dan lees hy jou foute weer vir jou. So julle kan nou gehoor het met Kayla met die H en die, toe ek die instruksie gee om te gaan sit en daar kom 'n H in, jy weet, sulke goeders kom op daai lys. En ek het hierdie week toe sê, ek het die geneigtheid om seker van die letters net te ruil terwyl ek praat. En ek sê, ek het iets gesê van ek wil warm melk hê, toe sê ek wil marm welk hê. So ek sê, wat gaan my mond? Dadelik skryf hy dit neer. So as hy my weer sien, dan herinner my net daarvan. So dit is regtig met vriende soos hierdie. Dis hulle wat ons vorm, dis hulle wat ons laat lag en wat ons ondersteun natuurlik. Ek het nou nie vanoggend die eerste diens gesê, verskoon maar my pink bottle, ek het my swart een vergeet by die huis, ek gedink net om dit uit te balanseer, gaan ek hierna net 'n lig gaan breek en hom gaan vervang, net om jy weet die manlikheid weer in die ding in te bring. Maar ja, ons wil vanoggend regtig gesels, baie groot klem lê op wat ons skepingsdoel is, maar eintlik dat vriende dit aan mekaar bekend maak. En as ek daai woord, ons maak dit aan mekaar bekend, natuurlik gesels ons daaroor, maar ook as my vriend op 'n spasie is, 'n negatiewe spasie, dan help ek hulle verstaan, okay, maar hierdie is wat God jou vergeroep het. En ek maak seker, ek draai dan altyd die gesprek na daai vlak toe. En ons in die vorige 2 weke, ek dink enige goeie vriendskap is soos 'n lekker bord kos. Ons verskillende bestanddele, verskillende goed wat 'n rol speel om dit lekker te kan maak. En ons het gefokus op verskeie goed. Een van die goeders was dat vriende daar is om liefde en waarheid te deel. Ek dink is baie belangrik dat hulle nie net sê wat ons wil hoor nie, maar sê wat ons moet hoor baie keer sodat ons kan groei. Ook die hele gedagte van as hulle daar kan wees in daai spasie, as hulle daai invloed wil hê, moet hulle altyd teenwoordig wees. Dit help nie ek kom hier van die kant af en sê vir jou wat jou fout is nie. My pel kan dit met my doen want ek het 'n verhouding. En dis waaroor dit gaan. Vriende is altyd teenwoordig daar en Nagel laas ook vir ons geleer hoe vriende altyd daar is, vol liefde en vol genade. Vol waarheid en vol genade is gebaseer op die woord. Ouens wat ons help met ons verwysingsraamwerk, manier wat ons dink, manier wat ons doen, dis wat ons vriende doen. En ons wil vandag spesifiek fokus op vriende is juist daar om ons bewus te maak van ons skepingsdoel. Hulle roep dit uit ons eintlik uit. En ek onthou toe ons hierdie reeks begin, toe dink ek so terug aan hoe ek vriende gemaak het toe ek klein was, en ek het laasweek bietjie vertel daarvan. Is toe ons my ouers altyd spur toe gaan het, ons altyd op 'n maandag aand gegaan, want ek weet nie of dit nog steeds so is nie, maar spur daai tyd op 'n maandag aand, as jy 1 burger koop, dan kry jy 'n burger verniet. Ek weet nie of dit steeds so is, as dit is, die burgers het verskriklik gekrimp, so is net so goed jy eet een. So, ek dink dit help meer nie. Maar ek onthou was altyd die speelarea en daai tyd was altyd die PlayStation 2's wat so opgestek is langs in mekaar. En as dan my vriende, my ouers gaan kry die tafel, ek het dadelik net geworry oor die vriend, obviously ek is enigste kind, so as jy nie vriende maak, is jy alleen, so jy leer baie vinnig hoe om sosiaal te wees, anders is jy net verveeld. En dan gaan ek dadelik daarin en dan kyk ek wat se games is daar op die televisie dan nou, en dan gaan ek na die ou toe wat die games so wat ek geniet. En op daai oomblik is dit, ek dink is so normaal, ek dink jy gaan na die mense toe wat eintlik, jy weet, goed in gemeen het met jou. En ek dink in my siege besef ek dat, ek dink ons is nog steeds so, ek dink ons kuier nog steeds met mense wat ons natuurlik goeders in gemeen mee het, wat dalk dieselfde sin vir humor het, wat dalk in dieselfde lewensfase is. Maar en alhoewel daai goed is natuurlik verskriklik belangrik is, ek dink is baie belangrik vir al die humor, dat ons mekaar, ek dink ons leef in 'n baie ernstige wêreld. Ek dink is baie belangrik dat ons mekaar uit kan trek so nou en dan, en net buite dit kan kry. Maar dis juist wat ons in hierdie reeks wil eintlik beklemtoon en eintlik wil gerig kry. As dit ons dink aan vriende van die gemeente, vriende van die gemeenskap, dan dink ons spesifiek, okay, die manier hoe ek 'n vriend is vir daai persoon, het ander goeders ook nodig om dit gesond te maak. En dis juist waarop ons fokus in die reeks. En ek dink wanneer ons dink in die woord vriend ook, dan gaan ons baie keer met ons definisie na skrif toe. Ek dink veral wanneer ons lees, dan dink ek, okay, as ek dink in die woord vriend, dis iemand wat ek nou en dan mee tyd spandeer, dis iemand wat ek nou en dan mee, jy weet, lag en gesels, dalk so nou en dan 'n bietjie op 'n spasie van vulnerability, waar ek eintlik deel met wat ek deurgaan, wat my emosies is. En dis my definisie dan nou van vriendskap, en jy het dalk jou eie unieke definisie, maar ek dink die fout wat ons baie keer maak, ek dink die definisie is korrek, ek dink die fout wat ons maak, is ons gaan met die definisie na skrif toe. So wanneer ek 'n vers lees en ek lees daai woord raak in skrif, dan vat ek myselfde definisie en lees ek dit in skrif en ek dink dis die definisie van daai woord. En dis, jy weet, tot 'n mate korrek, maar ons kry nie die waarde uit die woord uit dan nie. Ons kry nie regtig die kwaliteit van wat die term eintlik behels nie. En toe ek die tema approach, dink ek, okay, kom ons kyk hoe gebruik God die woord. Baie interessant, hy noem net 2 mense vriend, direk vir Abraham en indirek vir Moses. En in die Nuwe Testament, hoe gebruik Jesus die woord?
hoe gebruik hy die woord vriend met sy disippels. En as ons kyk na wat Jesus gesê het in Johannes 15, ons gaan grootliks deur hierdie gedeelte werk vanaf vers 9 tot vers 17, maar vers 15 sê hy, ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem, omdat alles wat ek, omdat ek net oorbegin. Ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. So, met die kan ons sê, okay, ek noem julle nie meer slawe nie, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek by die Vader hoor, maak ek aan julle bekend. Mens kan dan duidelik sien, vriendskap behels 'n gedeelte waar daar 'n bekendmaking van sekere inligting is. Menende, as die Vader sekere inligting met ons deel, Jesus deel sekere inligting met ons, dan beskou hy as ons vriende. So ons sien binne die definisie van vriende, binne wat vriendskap behels, is die hele gedagte dat daar gesprek is natuurlik, maar ons 'n gesprek oor die planne van God. Dis hoe Jesus dit gebruik met sy disippels. En as ons kyk, as ons nou terugdink aan Abraham wat geken is as sy vriend van God, dan kan ons ook sien, okay, wat beteken en wat behels dit, maar as ons dink aan wat Jesus hier sê, ek maak die planne van God bekend aan julle. Die planne van God, en as ons nou dink, ons heel jaar al besig met die tema, His Glory, Our Story, ook besig met die Hebreërsreis, as jy hom nie gekyk het, hy is op YouTube ook beskikbaar, maar wat juist gaan oor die hele gedagte van, okay, as ons dink aan die storie van die Bybel, as ons dink aan die Gospels, hoe die Gospel begin het, hoe die Evangelies begin het, spesifiek in Markus, kommunikeer Johannes iets baie interessant, wanneer Jesus op die spel kom. En ek dink is baie belangrik dat ons skrif so lees, dis nie 'n klomp random boeke wat net bymekaar gesit is in 'n digbundel tipe manier nie, dis boeke wat bymekaar gesit is, want dit vorm 'n groot storie, amen. So as ons dit in gedagte hou, en dink ons, okay, wat is die storie, hoe het Jesus begin, hoe het hy sy aardse bediening begin, in daai sin. En ons sien, Markus kommunikeer iets baie interessant oor Johannes, en hy sê, Jesus het gekom om die koninkryk van, die evangelie van die koninkryk van hemel op aarde te kom vestig en te kom kommunikeer. So, Jesus se hele doel was om die koninkryk te kom vestig, eintlik te kom plant. Die koninkryk van God, van hemel op aarde. En ek dink nie, ons ken die woord koninkryk en noodwendig, ek dink is meer regtig relevant vir ons taal nie, ek dink is meer obviously daar in Engeland en so, wat hulle daai woorde eintlik as iets beskou, maar as hulle dink aan koninkryk, dan dink hulle, okay, obviously Romeinse koninkryk, en nou is daar 'n nuwe koninkryk wat kom. Dis die kommunikasie van Jesus, wat hy sê, hy het gekom die evangelie van die koninkryk van hemel op aarde te kom kommunikeer, en te kom vestig. So nou as ek dink, okay, die koninkryk van God is nou al gevestig. En dis nog steeds aan die gang, want ons koning het nie dood gegaan, hy het dood gegaan en opgestaan. So die koning is nog steeds in bevel, en die koninkryk is nog steeds in bevel, amen. So as ek dan daaraan dink, okay, dis die tipe goedes wat hy aan sy disippels bekend gemaak het, en omdat hy dit aan hulle bekend maak, daarom noem hy hulle vriende. Want 'n slaaf is iemand wat jy gee instruksies sonder om te sê, hoekom hy dit doen. Gaan doen net dit. Ek deel nie met jou my planne nie, ek trek jou nie in 'n gesprekke nie. Maar 'n vriend is iemand, ek deel instruksie dalk vanaf Jesus se kant, deel instruksie, maar ons 'n gesprek daaroor. Ons beweeg saam in dit. En as ons kyk na Abraham en sien, okay, hy was die ou wat direk geken was as die vriend van God, dan dink ons, okay, kom ons kyk na sy lewe, hoe lyk dit? En ek dink dit gaan vir ons 'n ryker betekenis gee van vriendskap. En weer eens binne die groter storie, hoe alles begin het, hoe skepping begin het, is, obviously, God het Adam en Eva gemaak, die appel, die instruksie van God na Adam toe, was, gaan vul die aarde en heers daaroor. Dit was die instruksie. So die instruksie was om die hele aarde te gaan vul met mensdom natuurlik, en om te gaan heers oor die hele aarde. Dit was die instruksie. En toe kom die val, die sondeval, mense sê is 'n vrug, ek dink dit was 'n veggie, ek kan nie dink 'n vrug is sleg vir jou nie, ek dink wel, dit kon 'n brasselspraat wees. Al wat goed is wat hy binne doen, maar hier binne doen hy niks goed nie, is nie lekker nie. Ek dink dis wat dit was. Maar daar was 'n sondeval gewees, en daar was 'n skeiding met die teenwoordigheid tussen God en mens, en ons ken al die storie, maar dit is baie interessant, want toe tyd verloop aan, en ons sien die verhaal van Noag in Genesis, en ons sien, okay, God sien die mens om, en dink, hemel, wat het gebeur? Jy weet, hulle leef in sonde, hulle leef nie volgens die natuur, volgens die appel wat ek op hulle lewe gesit het nie, hulle leef in 'n verkeerde manier. En God dink toe, okay, ek gaan mensdom uitwis, ek gaan oorbegin. En hy sien toe vir Noag en sy gesin, hy dink, okay, hierdie is 'n familie waarmee ek kan werk. Hierdie is 'n familie waar ek weer mensdom op die voet kan kry, wat ek hulle bestem het om te wees. En hy praat met Noag, obviously die vloed kom, na die toring van Babel, die vloed kom, almal word uitgewis, behalwe vir Noag en sy gesin. Daarna sien ons in Genesis 12, sien ons 'n nuwe karakter op die storie kom, ons sien vir Abraham. En ons sien Abraham word approached deur God, en God sê vir hom, hy maak 'n belofte aan hom, in die feit dat hy vir hom 'n groot familie gaan gee. Hy gaan hom 'n groot nasie maak. Hoekom maak hy hom 'n groot nasie? Want hy wil die aarde vul. Dis die instruksie wat hy vir Adam gegee het. So hy praat met Adam, en hy sê eintlik, ek begin nou deur jou om die aarde weer te vul.
Dis hoekom ek jou 'n groot nasie gemaak, 'n groot familie gemaak. En dis die belofte wat God aan Abraham dan maak. Tyd verloop aan in die storie, ons sien in Genesis 18, sien ons daar's 'n plekkie wat nie te lekker lyk nie. Weerens mense is onder sonde, hulle doen goeders wat heeltemal verkeerd is, heeltemal teen God se natuur. En God besluit toe in al sy wysheid om met Abraham 'n gesprek te voer en sy planne vir daai dorpie aan hom te bevestig, aan hom bekend te maak. En hy sê vir hom, ek het 'n plan om hierdie plek uit te wis, hierdie mense uit te wis, hulle steun my. En Abraham sê vir hom, ja, maar as al 50 mense was, sou jy dan die plekkie spaar. God sê toe, ja, ek sou dit spaar. En hy gaan so af al hoe laer in die getalle. Hy kom toe, as daar een persoon was, sou hy die plekkie spaar. God sê vir hom, ja, ek sal die plek dan spaar. En daar was 'n gesprek tussen hulle. So ons sien in die definisie wat Jesus gee in Johannes 15 vers 15, in die hele sin van, ek maak die planne van die Vader aan julle bekend, dis hoekom julle my vriende is, sien ons dat God Abraham kom approach en hy maak sy planne aan hom bekend. En daarom kan ons ook sien hoekom Abraham ook hierdie vriend van God was. Ek dink die uniekheid van Abraham, en ek dink, dis eintlik waar die vriendskap regtig getoets word in daai sin, is Abraham se gehoorsaamheid in Genesis 22. Jy weet, God gee vir hom sy eerste seun saam met Sara, en hy sê vir hom, Isak natuurlik, en hy sê vir hom, gaan offer hom. En hy het lank gewag vir die seun. En God sê vir hom, gaan offer hom. En Abraham vrywillig, hy gaan en hy doen dit. En hy is gehoorsaam aan God. Hy is op pad om dit te gaan doen. Obviously, ons ken die storie. God stuur toe 'n dier in die plek van die offer. En ek dink is baie belangrik as ons dink aan Abraham se hartspostuur hier eintlik. Ja, hy was gehoorsaam aan die instruksie van God, maar die ding is hy het die belofte van God eers in gedagte gehad. As God vir hom gesê het, ek gaan jou 'n magtige nasie maak, ek gaan vir jou 'n groot familie gee, en hy sê vir my, dan ek my seun offer, sal ek dit doen, want ek glo vir God. Hy het gesê hy gaan my 'n familie maak. En ek dink ons sien iets in die hart van Abraham, in sy postuur, ja, hy is gehoorsaam, maar hy glo dit wat God sien, wat God sê. As God 'n belofte maak, dan glo hy dit, en hy reageer daarop. En ons sien ook in Jakobus, eintlik spesifiek, in Jakobus 2, sien ons eintlik dat die titel van Abraham, in Jakobus 2 vers 23 sê, en die skrif is vervul wat sê, Abraham het God geglo, en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Nou as ek daai een vers lees, Abraham het God geglo en God het hom as regverdigheid gereken en hy's 'n vriend van God genoem. Dan dink my kop as ek daai een skrif lees, dan dink ek, okay, wanneer ek glo in God, dan is ek 'n vriend van God. En ons moet nooit 'n vers alleenlik lees nie, ons moet dit binne die hoofstuk, binne die storie lees. En as ons kyk na die argument van Jakobus in Jakobus 2, dan praat hy eintlik van die hele gedagte dat geloof sonder werke is dood. So, daar's 'n implikasie op die woord dat geloof nie impliseer net ek glo iets nie, maar dis ook ek doen iets. So, Abraham het God geglo, die belofte, maar hy het ook dit gaan doen. Hy het opgestaan, hy het Isak gevat. En hy het verder die familie gaan vestig. Daar was 'n gehoorsaamheid. Die geloof was nie net, dit was nie passief, dit was aktief. Daar was 'n aksie by dit. En dis hoekom Abraham gesien kan word as 'n vriend van God, want ons sien dit in die manier dat hy gehoorsaam is, ons sien dit in die manier dat hy 'n vriend van God is, ons sien dit in die manier dat hy eintlik God glo in wat hy sê. En ons sien dit in Abraham as 'n voorbeeld. En as ons dan dink, okay, hoe engage Jesus met sy vriende, met die disippels, wat hy hulle nou vriende noem. Jy weet, hoe hy met hulle praat is baie interessant, hoe hulle approach met die topic van vriendskap, hoe hy begin in vers 9, wat ons deur gaan werk, hy sê, net soos die Vader my lief het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde, as julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Sies ek net 'n ding vergeet, spesifiek as ons dink aan geloof, wat nie net passief is nie, dis aktief, die feit dat geloof sonder werke dood is, die vraag kan dan opkom, okay, maar wat doen ons, wat is ons werke, dis die koninkryk van God. So as ons dink aan Jesus, hy die koninkryk kom vestig, die tyd verloop aan, hy gee vir ons die Heilige Gees, want hy wil deur ons werk, hy wil deur ons die koninkryk verder vestig, en dan kyk ons na die laaste paar hoofstukke in die Bybel, Openbaring, dan sê God, kyk, ek maak alles nuut, en dit sien ons die planne van God, dat hy alles wil nuut maak, hy wil aarde nuut maak, al die sisteme, al die gebrokenheid wil hy nuut maak, hy wil dit deur ons doen, anders sou ons nie die Heilige Gees ontvang het nie, anders sou ons nie vriende genoem het nie. Weereens, God kon enige systeem kies wat hy wou kies, hy is God. Hy het nie nodig gehad om deur ons te werk nie, maar hy kies om deur ons te werk. Dis God se hart. So as dit in gedagte het, dat dit is ons doen, dit is ons roeping, is die koninkryk van God, wat ons verder vestig, die feit dat ons alles saam met God nou nuut maak, en ons dink dan aan die gesprek van Jesus, in vers 9, hy sê, net soos die Vader my lief het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het, en in sy liefde bly. En ek dink vers 10 kan ons baie vinnig laat klink, is as julle my gebooie onderhou, sal julle my liefde bly. Dit kan baie vinnig klink, is as ek gehoorsaam is, dan sal ek liefde ontvang. Menende, dit wat ek doen,
gaan beteken ek verdien sy liefde. Dis glad nie die argument wat jy gemaak het, is glad nie die gesprek hier nie. Die gesprek is as julle my gehoorsaam is, sal julle my liefde bly. Meaning as ek gehoorsaam is in 'n gebod, beteken daar was reeds 'n gesprek van die gebod. Beteken ons reeds 'n gesprek tussen my en God. Daar's reeds 'n instruksie vir my gegee wat net kan kom uit verhouding. So die feit dat ek alleenlik iets kan gehoorsaam van God, beteken ons het reeds verhouding. So as ek God gehoorsaam is, nie 'n ding van hy is nog steeds afstanderig of enigs van daai manier nie. Hy's nie op 'n afstand, hy's nie ver nie. Dis 'n ding van 'n engagement verhouding en hy gee vir my die instruksie en uit gehoorsaamheid, uit dankbaarheid reageer ek. Net soos Abraham, 'n vriend van God. So en hy sê dan gaan julle in my liefde bly, menende dis reeds gevestig. Die liefde is reeds 'n realiteit in hulle lewe in die verhouding. Hy sê julle bly dan in my liefde wanneer julle gehoorsaam is aan hierdie gebooie. Want ons wil, alles wat ons gedagtes, ons emosies, alles wat ons doen, alles wat ons kies is dan in lyn met wat hy wil doen. Jy weet dis 'n baie naby verhouding. Dis 'n baie naby samewerking. En ons sien dit natuurlik dat God dat gehoorsaamheid is nie net alleenlik eintlik 'n ding om liefde te kry nie, maar gehoorsaamheid is eintlik 'n reaksie van 'n vriendskap. So wanneer ek 'n vriend van iemand is gehoorsaamheid 'n natuurlike reaksie teenoor daai persoon, veral teenoor God. So wanneer ek myself beskou in verhouding met God, wat ons almal doen, dan sê ek, okay, my gehoorsaamheid is altyd 'n reaksie van daai verhouding wat ek reeds het met God. Dis wat dit is. So gehoorsaamheid is nooit 'n burden nie. Gehoorsaamheid is nooit, Jesus, gee my die instruksie nie. Gehoorsaamheid is eintlik 'n ding van, hy kies jou, hy wil met jou engage in vriendskap. Dis wat gehoorsaamheid, dis wat die instruksie impliseer. En dan verder gaan Jesus en hy sê verder van in vers 12, hy sê, in vers 11, hy sê, dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my gebod, julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde as dit het niemand nie, dat niemand sy lewe aflê, dat iemand sy lewe sal aflê vir sy vriende. In vers 11 sê hy, dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. En as ons dink, dit het ek vir julle gesê, is dit nie net daai vorige 2 verse nie. Jesus is besig met 'n hele lang gesprek hierso in Johannes. En die gesprek waarmee hy besig is, wanneer ons die hele konteks verstaan, is Jesus besig om hulle te leer oor die koninkryk van die hemel op aarde. So Jesus is besig om hulle te leer, ouens, ek moet 'n koninkryk kom vestig. My koninkryk werk nie soos die wêreldse koninkryk, en my koninkryk lyk heeltemal anderste, sodat dit bring 'n tipe van 'n hoop in my. As ek dink die koninkryk is gevestig. Want dit beteken dat wanneer ek na situasies rondom my kyk, slegte omstandighede, moeilike omstandighede, sien ek dit, okay, ek weet dis moeilik, emosioneel is dit taaf, dis regtig taaf, maar ek weet Jesus kom terug, ek weet hy maak alles nuut, want hy het klaar die plan in my bevestig. Menende, as die koninkryk gevestig is, leef ek nou met die hoop, want ek weet hy kom terug. Ons het nie nodig gehad om enigiets van Jesus te glo as hy nie opgestaan het nie. Maar omdat hy opgestaan het, is alles wat hy gesê het waar. So as hy sê, kom hy terug. As hy sê, sy koninkryk is gevestig, hy lewe nog steeds, is steeds gevestig. Hy is nog steeds die naam bo elke naam. So my hele leefwyse, my hele postuur lyk heeltemal anderste. Die manier hoe ek loop, die manier hoe ek dink oor moeilike omstandighede, oor probleme, is ook heeltemal anderste. Ja, dis moeilik, maar ek weet ek het hoop. En Jesus sê hierdie goed, hy sê, ek sê hierdie goeders vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees. So dit is eintlik wanneer ons hierdie gesprek voer van die koninkryk, wanneer ons praat oor hierdie hoop van Jesus, is daar blydskap wat binne my begin. Daar's 'n vreugde. Vreugde is so 'n tipe rustigheid met blydskap gemeng, maar dit is 'n peace wat ek beleef. En dis ons gesprekke met ons vriende kan ook so lyk. Jy weet, ons gesprekke met ons vriende, ek dink dit is verskriklik belangrik om my emosie te deel met my vriend, as hy het negatiewe emosies is. Ek dink dit is verskriklik belangrik. Ek dink dis wel baie belangrik, die maatstaf van hy vriendskap moet beteken dat die gesprek moet altyd eindig by vreugde. Dit help nie ons gooi net kole by die negatiewe vuur nie. Dis nie 'n gesonde verhouding dan nie. Beteken dit dat ek die verhouding moet afskeer? Glad nie. Dit beteken net ek kan dit in die gesprek inbring. Ek dink is baie belangrik, ek dink, baie keer het ons 'n verwagting van iemand, sonder dat ons iets doen. As ek 'n kultuur vestig, gaan hulle leer wat die kultuur moet wees van die vriendskap. So as hulle 'n negatiewe gesprek met my aankweek, wat heeltemal okay is, hulle wend by my. Hulle los sekere goeders by my, hoe hulle voel. Dis natuurlik my verantwoordelikheid om hulle te hoor, maar ek vat hulle altyd na die hoop van Jesus. Altyd. En dis baie belangrik, ons vriendskappe moet so wees, ons vriendskappe moet so lyk.
Binne ons gesprek, dis wat Jesus sê, ek sê hierdie goed sodat my blydskap in julle kan wees. Wanneer ek met 'n vriend praat, met vreugde moet die vrug wees van daai gesprek. Dis wat ek moet ervaar wanneer ek wegloop van daai vriend af. Weereens, as ek nie doen nie, beteken dit daai vriend is nog nie op daai plek nie. Kom ons wees die sterk vriende eerste, amen. Want ons het nie mense wat hierdie woord verstaan nie. Ons het nie noodwendig vriende wat hierdie woord verstaan nie. By ons werksplekke het nie almal hierdie taal nie. Die taal van die koninkryk, die taal van hoop van Jesus nie. Maar as ons dit is, skep ons 'n kultuur, ons skep die koninkryk van God. En ons maak hulle bewus, die koninkryk van die hemel is op aarde gevestig. En my gesprek, vriendskappe, bring dan hierdie vreugde. En ons verder kyk, wat Jesus sê, in vers 14, hy sê, julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Ek dink is baie belangrik as ons dink aan instruksies wat gegee het. Ek onthou, ek was natuurlik in die boubedryf, as ek gepraat met my ouens, en ek gee vir hulle instruksie, sonder die bouplanne, dit gaan hulle glad nie help nie. Hulle gaan voel, ek is hulle source van wat hulle weet, van wat hulle moet doen die hele tyd. Maar as ek vir hulle die hele plan gee, dan het hulle vrymoedigheid om inisiatief te neem. Jy weet, dan kan hulle verder gaan met die ding. Dan kan ek weer skuif na 'n volgende ding toe. Dis goeie besigheid. Dis maar nie besig nie. En ek dink dis dieselfde met God. As God ons innooi in 'n gesprek en die feit dat hy die planne aan ons bekend maak, ek dink is dieselfde konsep dat hy ons intrek in 'n gesprek soos met Abraham, wat hy die planne met hom deel en Abraham kom hom beïnvloed. Ek dink is dieselfde konsep. As Jesus met ons praat, dan nooi ons in 'n gesprek in. Hy nooi ons in 'n gesprek in dat ons weet, okay, daar's 'n samewerking gedeelte. Daar's 'n manier van, okay, deel met my die planne sodat ek inisiatief kan neem. En nou as ek weet, jy as individuele persoon, hoor die stem van God, ken die skrif, weet wat die plan van God is, en ek weet dit. Ek het sekere instruksies, ek het 'n sekere rol in my lewe, ek sê altyd vir mense, ek het ekstra rolle as die res, maar dis net, omdat dit nog nie Desember is nie. In elk geval. Maar nou weet ek, okay, ons het verskillende rolle, en ek weet, jy het 'n rol, ek het 'n rol, om te vervul. Nou weet ek, okay, ons is almal besig met dieselfde projek. Die projek is wat hy gesê het aan die einde, kyk, ek maak alles nuut. Ek het 'n koninkryk gevestig want ek wil alles nuut maak. Ons almal het verskillende rolle, maar ons het een roeping en is om alles nuut te maak saam met God. Dit beteken wanneer ek na my vriend kyk nie net na my vriend en jy weet is iemand lekker om mee tyd te spandeer. Ja, dis waar definitief, maar ek kyk na my vriend as iemand wat 'n vernoot is. Waarvan is hy 'n vernoot? Hy's 'n vernoot van hierdie projek van die koninkryk van God. Ek dink dit sit 'n ander tipe prioriteit op ons vriendskappe wanneer ek begin my vriende sien as vennote van 'n projek en hierdie is ons leier en ons beweeg saam in hierdie ding in. Jy weet, as Jesus hierdie manier kies om met ons te engage, met sy disippels te engage, natuurlik is die appel dat ons dit vir mekaar doen. Dis die voorbeeld wat hy vir ons skets. Want hy kon deur slawerny gewerk het, dis God. Hy kon gesê het, jy doen die, ek gaan nie vir jou sê waarmee ek besig is nie. Dan sou ons nie die gehad het nie. Ons sou ten minste nie die laaste boek gehad het nie. Verstaan my, hy gee vir ons die plan, want hy vir ons sê, ouens, dis waarmee ek besig is. Ek het die Heilige Gees vir jou gegee, want jy moet function nie, so jy moet beweeg. En as ek het sien in my vriend, en hy beweeg nie soos hy moet beweeg nie, het ek jou appel op my lewe om met hom te praat, sê, broer, jy beweeg nie volgens jou skepingsdoel nie. En ek roep het uit hom uit. Glad nie is dit nie oordeel nie. Dis ek maak hom bewus van die waarheid in sy lewe wat klaar gevestig is. En as ek dit doen, dan sê ek vir my vriend, okay, Tommy, jy beweeg die hele tyd in die negativiteit, jou kop gaan die hele tyd daartoe, maar wat het God in die begin vir jou gesê? Weet, as hy dit vir jou gesê, dan moet hy dit doen, dis God, hy kan nie jokkie. As hy gesê het, hy gaan alles niet maak, hy gaan alles niet maak. Lyk dalk nog nie so nie, maar hy gaan. Ons sien nog sonde, ons sien nog siekte, maar hy gaan dit niet maak. En dit is 'n proses. En wanneer ek saam my vriende beweeg, saam my vennote op hierdie projek, dan beweeg ons saam. Ek dink is baie makliker as ons iets saam doen. Weet ek kom my konstruksie uit, ek sou nooit 'n huis alleen kon bou nie. Daar's nie 'n manier nie. Hy sou nog skewer gewees het as hy nou is. Dus hy sou 10 keer al geval het, ek beloof jou dit. Ek dink ek sou 4 weke vat om 'n sak sement te sleep. Dit sou baie lank gevat het, ek sou nie nou hier gestaan het nie. Verstaan, ons moet dit saam doen. Ons is vennote van hierdie projek. Ons kyk wat Jesus verder sê, hy sê, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies.
En julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra, vrug wat blywend is, sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. En ons sien dit in Jesus, okay, hy het hierdie hele gesprek oor die koninkryk en aan die manier hoe hy met sy disippels praat, die manier wat hy instruksies gee, die manier wat hy eintlik verduidelik hoe die koninkryk werk, hoe vriendskappe moet werk, die feit dat ons saamwerk, die feit dat ons vernoot is, die feit dat ons saam gehoorsaam is, die feit dat ons gesprekke vreugde bring, beteken ouens, die wat ek nou met julle doen, hê mekaar lief. Doen dit nou vir die res van die mens. Ons het nie die voorreg gehad om daar te gaan sit het en die gesprek gehoor het nie. Daar's mense wat nie die voorreg het om hierdie gesprek van deel te wees nie. Maar wanneer ek dit gaan deel met hulle, wanneer ek daai tipe vriend vir mense is, ek's gehoorsaam aan my God. My gesprekke bring vreugde. Ek's 'n vernoot van die koninkryk. As ek so beweeg in my werksplek, so beweeg by die skool, waar kan ek myself maar bevind, by winkels, waar ook al? Hemel, jy kan nie teen hierdie koninkryk staan nie. En dit gebeur deur vriendskap. En dis iets wat ons regtig probeer kweek. Ons praat van 'n familie op missie. Ouens, ons moet dit hier begin doen. As ons dit hier doen nie, beloof ek jy, ons gaan dit nie al buite reg kry nie. So kom ons bring daai selfe vreugde in ons gesprekke selfs hier by die gemeente. Dis om ons 'n klem sit op kuier, ons joke oor die eetery. Ek joke glad nie oor steaks nie, is vir my teen my geloof om te joke oor 'n steak. Maar jy weet, dis kom ons saam eet, dis kom ons hierdie tipe goeders doen, want dis wat familie doen. En ek dink dit kan baie vinnig en baie maklike slogan word. Ek dink baie maklik. Maar as ons dit is en doen, dan gaan ons die koninkryk van God sien. En ons ander lewendgewende gemeentes in ons omgewing is nie net ons nie. En ons is vennote van hulle ook. Ons werk saam. En as ons dink aan hierdie hele gesprek, dan dink ons, okay, nou, hoe lyk my vriendskappe nou vandag? Dit beteken ons is saam gehoorsaam. Gehoorsaam aan die rol wat God my gegee het, maar ek is saam gehoorsaam aan die hele projek van die koninkryk van God en die nuutmakingproses wat hy gegee het vir ons. Dit beteken ook die feit dat wanneer ek 'n gesprek het met my pel, wanneer ek 'n gesprek met my vriendin, wat ook al dit mag wees, dit eindig altyd by vreugde. As dit negatief begin, dit moet by vreugde eindig. En wanneer ek praat met my mense, ja natuurlik, daar's gesprekke wat humoristies moet wees, daar's gesprekke wat ligsinnig moet wees, daar moet dit wees, baie belangrik. Maar wanneer laas het ons gepraat oor die dinge van die koninkryk? Wanneer laas het ons gepraat oor die dinge van, okay, God is besig met hierdie ding in my lewe, wat is hy met jou besig? Jy weet, en ek dink wanneer ons in daai gesprek is, net soos Jesus, dan wanneer ons in daai gesprekke is, dan kweek ons vreugde in mekaar se harte. Ons maak mekaar weer bewus. Dit is asof wanneer ek hierdie gesprek voor roep ek dit eintlik uit jou uit. Om te sê, daar's ietsie binne, broer. Daar's ietsie in jou geplant wat God al gesit het vir die doel om alles nuut te maak. Hoe lyk dit nou in jou lewe? Dis hoe ons gesprekke kan lyk. Die derde ding wat baie belangrik is dat ek daai persoon sien as 'n vennoot. As ek dink aan my besigheid en my vennoot funksioneer reg nie, hy funksioneer glad nie op die manier wat hy moet nie, hy operate glad nie op die level van die besigheid nie, gaan ek nie happy wees met hom nie. Stem julle saam? En ek weet nie waar ons het gemis dat die besigheid die prioriteit vind bo die koninkryk nie. Want as my emosie swaarder is oor my besigheid se vennoot as wat dit is oor die koninkryk, hemel. Dan mis ons die appel van alles wat nuut word. En ek dink dieselfde klem wat ek op my medemense het, as jy kyk nou na die persoon langs jou gou vandag. God praat met daai persoon ook. God het iets vir daai persoon ook gesê, het iets binne daai persoon geplant. Jy alleenlik kan nie die koninkryk verder groei nie. Die persoon langs jou, langs hulle, ons kan die koninkryk groei. Ons is mekaar se vennote van hierdie groot projek. En ons dink, ons maak die koninkryk aan mekaar bekend. Ek dink dit gaan saam met die preek van is liefde en waarheid. Ek dink dis baie moeilik as my pel nie funksioneer waar hy doen nie. Maar wanneer ek met hom praat en ek roep dit uit hom uit, dan sê ek vir hom, broer, Jesus, ek wil jou net bewus maak van wat die Heilige Gees in jou lewe op die oomblik doen. En dit beteken glad nie, ek dink nie ons moet mense wees wat passief is, wat wag vir die gesprek om te gebeur nie. Kom ons begin die gesprek. En ek beloof jou, tyd na tyd gaan dit 'n kultuur wees in my gesprekke met my vriende, dat ons by mekaar incheck en hoor, hoe gaan dit met jou skepingsdoel, hoe gaan dit met die koninkryk in jou lewe, hoe gaan dit met die koninkryk in jou gesin? Is nie net die besigheid, die regering en al daai tipe van goed, kerkstelsel, wat ook al dit mag wees, wat hy wil nuut maak nie. Dis die manier hoe gesinne ook funksioneer.
Hoe lyk dit binne jou man? Hoe lyk dit binne jou vrou? Hoe lyk dit binne jou kinders? Nou, dat kan ook net gesê, dis dieselfde Heilige Gees wat ons almal het. Jy weet, as God hierdie planne van die koninkryk aan ons bekend maak, dit sy manier om te engage met ons sê, jy is my vriend. Ek dink as God my 'n vriend noem, daar's 'n reaksie van my kant af wat gehoorsaam moet wees, maar daai gehoorsaamheid kom nie uit dis 'n las vir my nie, daai gehoorsaamheid kom uit 'n plek van, Jesus, ek wil alles sien nuut word. Ek wil hierdie koninkryk van die hemel op aarde sien. En mag ons mense wees wat nooit fokus op die negatiewe, nooit net kla oor die goeders nie. Mag ons mense wees wat goed doen oor hierdie goed. Amen. Ons geloof is altyd aktief. Want ons is vriende van God. Kan ek vir ons afsluit met gebed? Vader, ons sê so dankie vir die woord wat U ons gee. Vader, ons sê so dankie dat U U plan aan ons bekend maak. Vader, U kon weer eens enige stelsel kies wat U wou. U kan enige manier kies om te regeer, maar U kies die manier van die koninkryk. U kies die manier van om verhouding met ons te hê en ons vriende te noem. En te sê ek wil saam met jou werk. U kon alles nuut maak net so, maar U kies die mens. U kies om deur die mense hande te werk, deur die mense mond te werk. Heilige Gees, ons het 'n instruksie ontvang om die koninkryk van God verder te vestig. Dis ons roeping. En ek weet ons het 'n rol binne ons besigheid, ons 'n rol binne ons familie, ons gesin. Waar kan ons onsself maar bevind? Het ons 'n rol. Maar Heilige Gees, ons wil saamwerk. Ons wil saam sien hoe lyk hierdie dinge van die koninkryk. Ons wil saam sien hoe lyk die koninkryk van die hemel op aarde. Here, ons wil saam gehoorsaam wees en wanneer ons na mekaar kyk, Heilige Gees, herinner ons, daai persoon werk net so hard soos ek vir die koninkryk van God. En Heilige Gees, wanneer ek mense sien wat nie operate hoe hulle moet operate nie, mag ek hulle help. Mag ek die koninkryk, die skepingsdoel wat in hulle geplaas het, mag ek dit uitroep uit hulle uit. En Jesus, mag ek altyd U metode kies en die metode is altyd liefde. Mag ek mense gaan lief hê, mag ek mense gaan dien. Heilige Gees, mag ons 'n gemeente word wat vriende is van mekaar. En vriende is van die koninkryk van God. Ek wil jou uitnooi om saam met my te staan gou vinnig. En ek wil hê jy moet net agter my aanbid. Heilige Gees, dankie vir die rol wat ek het. Heilige Gees, deur U woord maak U U planne bekend. Ek weet U maak U planne bekend omdat ek 'n vriend is van God. Heilige Gees, mag wanneer ek my mense sien, hulle sien as vennote van die koninkryk. Heilige Gees, begin goeie vriendskappe in my, dat wanneer ek gesprekke het, mag dit vreugde bring, mag dit hoop bring, mag dit liefde bring. Heilige Gees, dat wanneer ek my mense sien, mag ek sien wat U binne hulle geplant het. Heilige Gees, hier is ek, gebruik my. Vader, ek het U bitterlik lief. Jesus, mag ek 'n vriend wees, soos U is. Mag ek hoop bring, waar ook al ek beweeg. Heilige Gees, maak U skepingsdoel weer aan my bekend. En mag ek dit uitbring uit my vriende. Vader, hier is ek. Gebruik my. Ek het U bitterlik lief. En ons almal sê